Goeiemôre al julle pragtige mense en welkom hierso by 'n video van die Federale Alliansie vanoggend op die 9de Mei, Vrydagoggend. Nee, die 8de Mei. Ja, dis amper 'n dag weer uit. 8de Mei. Vrydagoggend en ons gaan 'n bietjie kyk na 'n paar goedjies wat in Suid-Afrika gebeur. En ja, dingetjies wat oor see gebeur is regtig waar nie meer vir my so interessant nie. Maar ons kyk na so 'n paar goedjies. Pieter, goeiemôre, wat sê jy? Wat sê jy? Kom ons kyk wat hier aangaan. In elk geval. Hoe lyk die dinge daar buite, mense? By ons Ooskus lyk dit sleg. Riviere wat strate wegspoel, damme wat oorstroom, Meiringspoort is toe. Wat 'n ander plekname het ek nog ook gelees vanoggend. Kouga dam vol. En dit lyk asof dit nie einde kry nie. Dit reën nog, sekere areas is daar nog sneeu. En 'n ou wonder, hoekom dit gebeur nou? Hoekom gebeur sulke goed nou? Jy weet, wanneer ek die weer sien, en ek het dit al genoem al in 'n vorige video, gewoonlik wanneer ek die weer sien, dan dink ek aan 'n oordeelvelling, afhangende van die tipe weer wat ons kry. Afhangende van die tipe weer wat ons kry. En as ons kyk hoe ons politiek uitspeel in die wêreld, dan verbaas dit nie vir my dat in sekere dele van ons land ons meer reën kry as wat ons moet, ons sneeu kry waar dit amper nog nooit gesneeu het nie, ons paaie wegspoel, brûe wegspoel. Hoekom spoel die goed weg? Was dit swak gebou? Was dit nie geonderhou nie? Was dit maar net 'n kwessie van si kom sa, jy weet? Kyk jy na die goed nie, ons versterk nie ons paaie nie, ons bou nie reg nie. Of is dit omdat die paaie al reeds in so opgevoeterde toestand was, dat dit was net 'n kwessie van tyd, dat dinge gebeur het en ons paaie en goed weggespoel het. As ek kyk na die afgelope tyd, hoe die reën geval het in Pretoria, ek het nie verlede jaar so baie, voor verlede jaar, het ons nie so baie reën gekry. Ek het gesien 'n ou het 'n ding geplaas van waar hy vra vir die mense, is daar iemand wat ooit die reënval gemeet het hierdie afgelope tyd, want dit is verskriklik baie. Hier waar ek bly, is die gras permanent nat ondervoet. En die water stroom hier in die pad af. Want ons is op 'n kop. So die water van ander dele van die erwe kom in aan die kant van die erf. Dan stroom dit op die grondpad uit. En dit loop net aanhoudend aan mekaar. So dit is altyd my vraag wanneer ek sulke weer sien, is dit 'n oordeel? Wel, ek kan vir julle sê wat, dit gaan nou baie kos om daardie plekke reg te maak. En die vraag is, het die regering die fondse om dit te doen? Of gaan dit net 'n makeshift storie wees van, jy weet, hulle gaan dit net so effe reg maak, sodat ons ten minste kan beweeg. Tot die volgende groot storm. Ek het al gedink al teen hierdie tyd sal die geelperske reën verby wees, maar dit is nog nie verby nie. Julle weet die begin van die jaar, so einde Januarie na middel Maart toe, partykeer bietjie in April in, is die geelperske reën. Boere sal vir julle sê, dis wanneer dit veronderstel is om so sagte reën, nie te veel donderstorms nie, maar meer 'n sagte tipe reën, 'n reën wat lekker diep val. Maar ons kry storm op storm op storm op storm op hierdie stadium. Hoekom?
Wel, ons weet hoekom. Daar's nou 'n skietvoorval weer gewees in Filippi. Is dit Filippi? Ponteheuwel. 3 dood. 3 dood. Die interessantheid hierso in hierdie stuk is, daar die wonderlike woorde van police investigations are ongoing. Beteken, hulle kan niks doen nie. Delmas, drywer van 'n voertuig wat ouens opgetel het om hulle 'n lift te gee. 3 ouens, hulle het hom aangeval. Val hom aan van agter af, gryp sy wiel. Syndikaate. Dan kom hierdie Nachaveni uit, en dan kom sê sy goed soos, there's a grouping that wants to mobilize people around a particular tribe. There's a grouping that wants to mobilize people around a particular tribe. Wat sê dit vir jou? Goeiemôre Elmo. Van wie praat die ousie? Sy praat natuurlik van elke liewe wit groepering wat probeer om ons land te verander en reg te ruk. Goeiemôre Rudy. Wat sê daai Elmo? Infrastruktuur word op in 50 of 100 jaar herhaal periode ontwerp. Met ander woorde sal elke een in 50 of 100 jaar skade kry, behalwe as dit nie onderhou word nie. Dit word nie onderhou nie, man. Daar word nie daarna gekyk nie. Alles val uit mekaar uit. Maar hulle raak bekommerd, jy sien, want hulle val konstitusie artikel nommer 235 aan. Loftie, wat sê jy? Hulle val, Rudy het ek vir julle gesê, hulle val die groeperings aan wat daadwerklik iets wil doen in hierdie land. En ons kan sien dat peilings wat geneem word in verskeie gebiede oor die komende munisipale verkiesings, hoe swak die ANC vaar. Ons sien hierdie goed plaasvind. En my vraag natuurlik altyd is, hoekom gebeur dinge so stadig vir ons wat die federale alliansie aanbetref? Want ons het al reeds dinge diep deurgetrap. Ons het al reeds goed uitgewerk, ontwerp en vir die mense daar gestel, soos op 'n skinkbord. Ons sê dit selfs vir die boeregroeperings, maar hulle kan nie eenvoudig nie die konsep begryp nie. Dis asof hulle net nie kan verstaan dat hulle kan nie meer baas wees nie. Jy kan nie, ons kan nie. Dis 'n gesamentlike regering of 'n toesighoudende regering gesamentlik, waar elke groepering homself regeer. Dis al wat gaan werk in hierdie land. Dis al. Daar's nie 'n ander manier nie. Teensy op een of ander onverklaarbare manier, wat ek nie kan sien kom nie, 'n regering opstaan uit 'n politieke party uit, wat absoluut so geesvervuld is, en vol mense is wat die regte job kan doen. En dat die mense net almal saam met hulle gaan staan. En dat die konings en ander leiergroeperings tevrede daarmee sal wees. Ek kan dit nie sien nie. Ek kan dit eenvoudig nie sien nie. Anneliese, goeiemôre. Ek kan dit eenvoudig nie sien nie. Is iets weer in my oog. Maar wanneer hierdie ouetjies effens snif in die neus kry, dan sal hulle goed sê soos sekere groeperings wat besig is om te mobiliseer van 'n sekere tribe. Wie is hy tribe? Boere Afrikaners. Ons het baie aktiviste daar buite, wat aanhoudend praat oor of die finansiële deel van ons land, of hulle praat van die boermoorde, of hulle praat van selfbeskikking. Ons het hulle almal daar buite. Almal doen iets. Julle kyk video's
oor en oor en oor. Van julle kyk te veel video's in elk geval. Maar julle kyk video's oor en 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 daar is nie oplossings nie. Loftie, wat se oplossings is daar op die tafel, waarvan jy weet? Wat se oplossings is daar? 'n oplossing wat ons land weer kan bring tot waar hy was, 'n eerste wêreldse land. Op ons een groep het een van die manne geplaas van Afrika, wat in die 1900s was Afrika was eintlik gesien as 'n supermoondheid. Afrika. Omdat Suid-Afrika so sterk was ons gesien as 'n supermoondheid. Maar nou niks meer nie. Nou is dit net die muishond van die wêreld. En nou Donald Trump wat mind games speel met die mense, en nou is hy destroyers, is nou deur die Strait of Hormuz, en hulle het net 'n paar skote opgetel, en al sulke goed, en dan sê hy vir die Kongres, hulle moet Iran sommer nou net uitwis en klaar kry, want hy is nou moeg vir hierdie storie, en hulle het genoeg wapens, en hulle het genoeg ammunisie, en hulle het genoeg alles. Hierdie sogenaamde vredemaker het gekom en alles opgemors. Maar kom ek sê vir julle wat, dit gebeur in die geskiedenis. Vader rig altyd 'n rigter op. As jy in die Ou Testament kyk, ek praat nie van die wet van Moses nie. Ek praat van hoe God sy nasie gelei het. As jy in die Ou Testament kyk, dit is soos 'n bloudruk. Nasie sondig, God rig 'n rigter op. God rig 'n ander nasie op. Die nasie kom, voeter daai nasie, die nasie sê hulle is jammer, die rigter is rustig, of die land onttrek, en die ouens gaan weer aan en hulle bou weer op. Hulle bou weer op. Wat sê Loftie hierso? Hy sê geen buiten die oplossings wat die Federale Alliansie van Suidelike Afrika bied nie. Jy is heeltemal reg, Loftie. Ons het na al die modelle gekyk. Daar's een nou wat nou propageer dat ons moet 36 gebiede in Suid-Afrika moet ons nou opbou tot 'n Oranje. 36 plekkies. 36. Weet jy, dit kos net een leier se kop om uit te haak en soos 'n Mugabe te wees, dan beteken daai 36 plekkies 0, niks. Jou kosvoorraad word afgesny, jou watervoorraad word afgesny, jou elektrisiteit word afgesny, en dan word jou keel afgesny. Slim plan. Logistiek onnosel. Om veiligheid, sekuriteit en voorspoedigheid te verseker, moet jy by 'n plek kom van selfbeskikking. Jy moet. Dis 'n belangrike punt. Jy moet kom by 'n plek van selfbeskikking. Maar vir ons, aan die suidpunt van Afrika, om by daardie plek van selfbeskikking te kom, moet jy voorsiening maak vir selfbeskikking van ander nasies ook. Onderhandelinge kan later plaasvind, man. Kom ons sê, jy het jou boere Afrikaner volksstaat, nee, jy het hom. En hy groei, en hy word sterker as die ander nasies rondom hom. Die ander nasies rondom hom, knop my tong, het hierdie klousule dat hulle kan as 'n staat soewereinheid behou, maar hulle kan inskakel by 'n ander staat. Die prentjie wat ek so in my kop sien is hierdie, as jy onder 'n vergrootglas na bloed kyk, en jy sien die bloedliggaampies wat so, dan kom hy by die ander een uit, en dan kops, dan vorm hulle 'n sel, of selle, julle weet waarvan ek praat. Jy sien een sel, dan kom die ander sel naby, hy raak eers 'n rukkie aan, en kops, dan is hulle 'n groter sel. Nou die een wat aansluit, hy behou sy soewereiniteit as 'n staat binne in 'n staat.
maar hy volg dan die eerste staat se wette. Hy volg die eerste staat se rigting. Met ander woorde, hy doen wat die eerste staat se leiers sê. Right, nou het jy twee selle wat by mekaar gekom het, is nou 'n groter sel. Nou sien 'n ander staat, ja, hierdie ouens doen nou twee saam, lyk my werk nou beter uit as ek by myself, wat moet self na my mense kyk, wat moet self kyk dat dinge gebeur en my ouens kan nie heeltemal lekker beheer uitoefen oor die nasie nie, of wat ook al. Maar die tweede nasie het sy soewereiniteit behou, so ek behou my koningskap, maar dinge lyk dan beter in my deel van die wêreld. En nou het jy hierdie een groot sel, en dan kom die derde enetjie, en koeps. Stadig maar seker, voordat jy jou oë weer uitvee, is dit nie net 'n federale alliansie nie, dan is dit 'n federale staat, of 'n federale nasie. Met soewereine gebiede, maar die oorhoofse sambreel, of die oorhoofse toesighoudende groepering, word dan die regerende groepering. Maar dit vat tyd. Om bo te eindig moet jy onder begin. Vir iets om te groei moet eers gesaai word. Moet eers geplant word. Ons ken die boere resepte. Ons weet hoe dit werk. Jy sien? Eers een. Die ander is almal daar, hulle is almal daar. Hulle almal werk saam. Maar geskiedenis leer vir ons dat hulle kan net so ver kom. Is dit nie waar nie? Geskiedenis leer vir ons hoe boerdery moet werk. As 'n land net lê, hy gaan nie baie ver kom nie. 'n Land kan bewerk word, nou lyk die land ewe skielik baie beter. Die land kan nat gemaak word, dit lyk nog goed. Die land kan gesaai word, mense nou begin dinge beweeg. En dan kom die plantjies uit, maar nou is die water weer op, wat nou? Wag 'n bietjie, ons kan water kry van daai ander kant af. Maar om water te kry van daai ander kant af, moet ons deel word van. As ons hierdie goed kan begryp, en ons kan sien hoe hierdie goed werk, een na die ander, na die ander, 'n stadige samesmelting, metamorfisme van dit wat ons begin, dan gaan ons eindig met iets wat kragtig is en sterker is as wat ons nog ooit in Suid-Afrika gehad het. En amper sê koffie met brood. Maar, aan die ander kant van die draad, is ons besig om hande te verloor. Een van ons ouens het gegroet. Julle sal sy stem nou nie meer hoor oor die radio nie. Sê oor die radio. Johan Keiser, diegene wat sy video's gekyk het. Terwyl ek besig was om te rus, het Johan Keiser besluit, hy het nou genoeg gehad, hy gaan nou heeltemal rus. En op 5 Mei het hy afgesterf. So ons bring hulde aan Johan Keiser. Julle sal nie weer sy stem hoor op sosiale media nie, waar hy vir ons boere aanspoor om al ons dinge te los en te doen wat ons moet doen. Dit is tyd dat ons boere moet doen wat ons moet doen. Ons moet die verlede net sien as 'n hulpmaat. Jy moet nooit jou verlede vergeet nie.
maar jy moenie die verlede herhaal nie. As jy die verlede herhaal, gaan jy dieselfde foute maak. Daar kan nie weer 'n bloedrivier wees nie. Lohan, goeiemôre. Daar kan nie weer 'n bloedrivier wees nie, mense. Ons kan dit nie bekostig nie. Ons as 'n white tribe of wat ook al, kan nie opstaan teen Afrika nie. Hulle sal van ons uitmoor. Ons moet uit die boks uit dink, ons moet slim dink, en ons moet hierdie ding reg doen. Daar's nie 'n ander manier nie. Die toep wat vir ons fondse moet voorsien is daar buite nou. Hy werk. Hy gaan net baie stadig. Ek is besig om 'n TikTok rekening te bou, want jy moet hom bou, anders te kry jy nie hoe sê hulle, kyke nie, views. Jy bou hom. Ek laai 2 kort video's per dag. Ek het nou al 7 kort videoetjies gelaai. Nou kry ek so meer as 150 kyke per dag op die video. Nou gaan ek die video's 'n bietjie upgrade. Daai was vinnige video's. Nou gaan ek die video's upgrade, waar ek 'n stukkie gaan praat op die video's. Nou daardie video's sal ek ook probeer laai op Bakkiesblad. Maar julle moet ons help, julle moet hierdie goed aanstuur, stuur dit aan vir rugby mense. Ek sê nou vir jou, dis die beste internasionale rugby toep wat ooit gebou is. Jy kan alles daar kry, man. Hierdie naweek se rugby, die vroue rugby 6 nasies, sal daar wees. Die telling sal opkom, die scores gaan opkom, die resultate, as jy daai tipe rugby ondersteuner is dit vir jou. En dit kos 'n koppie koffie se prys per maand. Dis al wat dit kos. As jy die toep oopmaak en jy sien $2.49 US, dit wissel, dit is of R42, dan sit R39, dan sit R41 per maand, plus minus. Eventueel wil ons afbring na 2 is gelyk aan 2. Ons kan dit doen, eventueel. Maar kry dit uit, vertel die mense en sluit aan. Daar's baie mense wat nou al op die vrypakket aangesluit het. En dis great, jy kan ten minste die volksliedere van die lande kry in die AK en so aan. Maar as jy wil dieper kry, as jy wil tellings hê, as jy wil resultate sien, as jy wil jou eie spanne se notifications hê, as jy 'n profiel wil bou. Jy kan selfs jou hele rugby roete beplan. Jy kan podcasts luister, jy kan vir jouself 'n vliegtuig daardeur boek, jy kan vir jou 'n voertuig kry, jy kan vir jou 'n hotel kry, en. Volg net die skakels en doen dit. Gebruik die toep. Jy kan sien wie se skeieregters, jy kan sien wie se legendes. Jy kan sien wie se mense wat die support staff is van die wêreldspanne. Die top 12 wêreldspanne is daarso. En dis vir mans en vrouens. Vrouens het hulle eie goed daarso. It's comprehensive. Dis 'n groot toep. En dit kos vir jou 'n koppie koffie. Hoekom sê ons dit? Want as ons 1000 mense kry wat vir ons maandeliks betaal, as ons daai eerste 1000 mense se fondse ingekry het, want dit vat 'n tydjie. Dit gaan eers na die internasionale betaalpunt toe en dan na 'n maand dan kom daar die fondse na ons toe. Dis nie asof die fondse elke dag net inkom nie, dit werk nie so nie. Dit gaan na die betaalpunt toe en dan kom dit na 'n maand na ons toe. Indien ons 1000 mense kan opkry en daai eerste fondse by die tweede maand kom in, dan begin ons met ons vergaderings. Ek kan dit nie meer beklemtoon nie. Ons kan in elk geval met die vergaderings begin as daar iemand is wat bereid is om vir ons, wat was die eerste vergadering, gaan ons so R30,000 kos. As daar iemand is wat bereid is om vir ons R30,000 te sponsor, vir 'n vergadering, dan hou ons die eerste vergadering. Ons het 5 vergaderings om te hou. Dan 'n oorseese trip, dan kom ons terug, dan verander die land. Dis eenvoudig. Jy weet? Ek het so, en ek gaan nou begin afsluit. Ek het 'n wiskundeonderwyser. Sy van was Maree. As ek nou mooi onthou. Ek onthou die persoon.
100% in die klaskamer. Hy was 'n skaapboer ook gewees. Hierdie man, kon 'n skaap onder een arm, net soos daai rofstooier van ons, wat was ons bekende rofstooier, maar in elk geval, hy kon 'n skaap optel, aan albei kante was hierdie meneer. En hy was toe al 'n ouerige man gewees, toe hy ons onderwyser was. Dan skryf hy 'n formule op die bord. Dion, goeiemôre. Hy verduidelik daai formule vir jou, En dan kyk hy so vir die klas en sê hy vir hulle, sien julle, dis eenvoudig. En die ouens wat genuine wiskundig aangelê was, kon sien, dis eenvoudig. Maar 3/4 van die klas, Renay, goeiemôre. Vir 3/4 van die klas, was daardie formule nie eenvoudig. Meneer verduidelik weer. En hy het hierdie manier gehad. In die skool, julle ken mos die rye in die skoolbank en dan kom hy by die eerste ou, dan vra hy, wat is die antwoord? En as jy nie die antwoord ken nie, dan maak hy so. Tweede ou, wat is die antwoord? As jy die tweede ou die antwoord ken, great, dan stop hy daar. Doen hy weer iets anders dan kom hy weer in 'n ry af. Wat is die antwoord? Tik hy jou so. As hy by die laaste ou, ek sal het nooit vergeet nie. As hy by die laaste ou kom en die ry het nog steeds nie vir hom die antwoord gegee nie, van iets wat hy sê is eenvoudig, Die laaste ou vlieg hy bank uit, soos wat hy om 'n hou gee. En dis wat ek baie keer voel om te doen met ons boernasie. Ons boere is so. Wat is die antwoord? Ek het nie 'n antwoord nie, maar ek stem nie met jou antwoord saam nie. Dan kom jy by die tweede ou, wat is die antwoord? Ek het nie die antwoord nie, maar jou antwoord is ook nie vir my so great nie. En so gaan jy by die ry af. En jy kom agter nie een van hulle te antwoord nie. Kom met 'n antwoord. Kom met 'n oplossing. Kom met 'n beter idee. En as jou idee beter is as die Federale Alliansie se idee, dan vat ons jou idee. Dan propageer ons jou idee. Dan bou ons jou idee. Want jou idee is die beste idee. Ons vat die beste idee. Jy sien? Maar tot dusver is dit 'n kwessie van, het jy die antwoord nie, maar joune is ook nie goed genoeg nie. Het jy die antwoord nie, maar joune is ook nie goed genoeg nie. Het jy die antwoord nie, maar joune is ook nie goed genoeg nie. Dis tyd dat ons ons nonsens laat staan. Vra onsself die vraag af. Weet julle wat? 'n land word eers getuister deur natuurrampe. Swak regering, verskriklike misdaad, verskriklike korrupsie, dan kom die natuurrampe. Die een na die ander, na die ander, na die ander. En ek is nie 'n doemprofeet nie. Moet ons toelaat dat alles opgevoeder word. Elke liewe institusie, elke liewe ding wat naby ons harte is. Die Unie gebou is al klaar 'n kaja, moet dit nog verder 'n kaja word. Die sogenaamde Nelson Mandela standbeeld wat voor die Unie geboue staan, is Gibson Mkandla, die body double van Nelson Mandela. Moet ons daardie leen nog steeds dra in ons nasie, in ons grondgebied, waar ons ouens bloed gegee het voor. Ek het nie 'n idee nie, maar jou idee is nie goed genoeg nie. Ek het nie 'n idee nie, maar jou idee is nie goed genoeg nie. Dis tyd dat ons wakker word, mense. Dis regtig waar tyd dat ons wakker word. In elk geval.
Ons is vryburgers, man. En ons hou van ons koffie. Ons is vryburgers. Ons is boere. Ons is boer-Afrikaners. Ons is Afrikaners. Ons weet wie ons is. En ons weet waarna toe ons op pad is. Ons weet waarmee ons besig is. En ons gaan nie ophou daarmee nie. Ons gaan nie ophou nie. Saam met God maak eendrag mag, daar is nie 'n ander manier nie. Die God van die Bybel, die Vader, Seun en Heilige Gees. Nie 'n dom ding wat deur die Britse leer hier ingebring is nie. Vader, Seun, Heilige Gees. Saam met God maak eendrag mag. Daar is nie 'n ander manier nie. Fantastiese geseënde dag vir julle almal. En geniet die naweek, geniet die rugby. Alles wat mooi is. Nou wil my finish knop nie werk nie. Kom ons kyk. Daar is hy.